Nou ja, vandag is dit Handelinge 26 en ons sien Paulus voor Agrippa. Net 'n kort inleiding hierso. Paulus vertel weer sy verhaal. Koning Agrippa, glo u die profete? Jy oortuig my amper om 'n Christen te word, Paulus. Kom ons lees nou hoofstuk 26, vers 1. En Agrippa sê vir Paulus: Dit is jou vergun om vir jouself te spreek. Toe steek Paulus sy hand uit en verdedig homself. Ek ag my gelukkig, koning Agrippa, dat ek my voor u vandag gaan verdedig, in verband met alles waarvan ek deur die Jode beskuldig word, veral omdat u bekend is met al die sedes en die vraagstukke onder die Jodes. Daarom versoek ek u om my geduldig aan te hoor. My lewe dan van my jeug af, wat van die begin af deurgebring is onder my nasie in Jerusalem, ken al die Jode, omdat hulle my van die tyd af geken het, as hulle dit wil betuig, hoe ek volgens die strengste party van ons godsdiens as 'n fariseer geleef het. En nou staan ek tereg oor die hoop op die belofte wat aan die vaders deur God gedoen is, waartoe ons 12 stamme, wat God aanhoudend dag en nag dien, hoop om te kom. Oor hierdie hoop, koning Agrippa, word ek deur die Jode beskuldig. Wat word dit by u as ongelooflik beskou, dat God die dode opwek? Wat my betref, ek het gemeen, dat ek baie vyandige dinge teen die naam van Jesus die Nasarener moes doen. Dit het ek ook in Jerusalem gedoen. En ek het baie van die heiliges in gevangenis opgesluit, nadat ek van die owerpriesters volmag verkry het, en so dikwels as hulle omgebring is, het ek my toestemming gegee. En in al die sinagoges het ek hulle dikwels gestraf en gedwing om te laster, en ek het uitermate teen hulle gewoed en hulle vervolg, selfs tot in die buitelandse stede. Toe ek dan daarvoor na Damaskus op reis was, met volmag en opdrag van die owerpriesters, het ek, o koning, in die middel van die dag op die pad 'n lig uit die hemel gesien, sterker as die glans van die son, wat my en my reisgenote omstraal het. En toe ons almal op die grond val, hoor ek 'n stem met my spreek en in die Hebreëse taal sê: Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Dit is hard vir jou om teen die prakkels te skop. Toe sê ek: Wie is u, Here? En hy sê: Ek is Jesus wat jy vervolg. Maar rig jou op en staan op jou voete. Want hiertoe het ek aan jou verskyn om jou te bestem tot 'n dienaar en 'n getuie van die dinge wat jy gesien het, en van die dinge waarin ek nog aan jou sal verskyn, terwyl ek jou verlos uit die volk en die heidene, na wie ek jou nou stuur, om hulle oë te open, dat hulle hul van hulle duisternis tot die lig kan bekeer, en van die mag van die Satan tot God, sodat hulle deur die geloof in my vergifnis van sondes en 'n erfdeel onder die geheiligdes kan ontvang. Daarom, koning Agrippa, was ek aan die hemelse gesag nie ongehoorsaam nie, maar ek het eers aan die mense in Damaskus en in Jerusalem en in die hele land van Judea en aan die heidene verkondig, dat hulle tot inkeer moet kom en hulle tot God bekeer deur werke te doen wat by die bekering pas. Om hierdie rede het die Jode my in die tempel gevang en my probeer ombring. Maar omdat ek hulp van God verkry het, staan ek tot vandag toe en getuig ek aan klein en groot. Ek spreek niks buiten wat die profete en ook Moses gesê het, dat dit sou gebeur nie, dat die Christus moes ly en die eerste wees uit die opstanding van die dode, en 'n lig aan die volk en die heidene sou verkondig. Maar terwyl hy hom so verdedig, sê Festus met 'n groot stem: Jy is kranksinnig, Paulus. Die groot geleerdheid bring jou nou tot kranksinnigheid. Maar hy sê: Ek is nie kranksinnig nie, hoogedele Festus, maar ek spreek woorde van waarheid en gesonde verstand. Want die koning met wie ek ook vrymoediglik spreek, weet van hierdie dinge, want ek glo nie dat aan hom iets van hierdie dinge onbekend is nie.
want dit het nie in 'n hoek gebeur nie. Glo jy die profete, koning Agrippa? Ek weet dat jy glo. En Agrippa sê vir Paulus, jy beweeg my byna om 'n Christen te word. En Paulus sê, ek sou wel God wil bid dat sowel byna as heeltemal nie alleen u nie, maar ook almal wat my vandag aanhoor, so mag word soos ek is, buiten hierdie boeye. En nadat Paulus dit gesê het, staan die koning op en die goewerneur en Bernice en die wat saam met hulle gesit het, en toe hulle weggaan, praat hulle met mekaar en sê, hierdie man doen niks wat die dood of die boeye verdien nie. En Agrippa sê vir Festus, hierdie man kon losgelaat gewees het, as hy hom nie op die keiser beroep het nie. Tot sover vandag, en ons vat dit môre verder, die tweede laaste hoofstuk in Handelinge, hoofstuk 27. Nou, vra ek net vir myself, is my getuienis ook 'n storie? Daag ek mense om te glo? Is ek byna of heeltemal gehoorsaam? En ek sluit af met gebed. Here, baie van ons dra ook boeye, siekte, seer, vrees, skaamte oor die verlede, foute wat ons gemaak het. Dink jy dat Paulus se boeye hom nie stil gemaak het nie? Help ons om U te verheerlik, met of sonder boeye, in die naam van Jesus, wat Paulus van vervolger na apostel verander het. Net U kon dit gedoen het. Word verheerlik in hierdie dag, Here, deur ons optrede. Amen. Everything within, when I wait upon Him, strength begins to grow, wings like eagles rising, where His rivers flow.